Goeiedag familie, ek hoop dit gaan goed vanoggend met jou, van my en die hele beleefspan. Welkom terug. Ons trek vandag by dag 2 van ons reeks, hoe om die Bybel te lees. En gister het ons gepraat oor die Bybel as 'n lig op ons pad. Hoe God se woord ons lei, stap vir stap. En vandag gaan ons nog 'n bietjie dieper. Want nie net wys die woord vir ons die pad vorentoe nie. Dit wys ook wat binne in ons aangaan. Dis een ding om die Bybel te lees. Maar, dis 'n ander ding wanneer die Bybel jou begin lees. En wat bedoel ek hiermee? Wanneer jy agterkom, dis nie net ek wat na die teks kyk nie, dis God wat deur die teks na my hart kyk. Hebreërs 4 vers 12 sê die volgende: Die woord van God is vol lewenskrag en energie. Dit is skerper as 'n swaard wat 2 skerp kante het. Dit sny diep tot binne in ons innerlikste wese, tot in ons gewrigte en murg. Dit vlek ons diepste motiewe oop en oorwegings oop. Dis nie net swart ink op 'n wit papier nie. Dis nie net antieke geskiedenis of mooi woord nie. Dit is lewendig, dit is aktief en dit doen ietsie binne in ons elke keer wanneer ons die Bybel oopmaak en dit begin lees. En familie, kan ek jou iets vra? Het jy al ooit 'n vers gelees wat jou net raak geslaan het? Amper asof jy voel dis direk vir jou geskryf. Jy weet daardie oomblik waar jy wil sê, wag 'n bietjie, hoe weet God dit van my? En dis nie per toeval nie. Dis die lewende woord wat aan die werk is. God se woord het die vermoë om te sny deur ons verskonings, deur ons egos, deur ons pyn. Nie om ons te breek nie, nee, maar om ons heel te maak. Dit sny nie om te beskadig nie, maar om te genees. Dink aan 'n chirurg wat opereer. Hy sny nie om te vernietig nie, hy sny om te red. En so gebruik God sy woord. Dit sny tot in die kern van wie ons is, om dit wat seer of siek is, te herstel. En daarom sê die vers verder, dit vlek ons diepste motiewe en oorwegings oop. Met ander woorde, dit openbaar die waarheid oor wat in ons aan die gang is. Ons lees die Bybel, en die Bybel lees ons. Hoe meer eerlik jy met God se woord werk, hoe meer eerlik sal die woord met jou wees. En dit is waar ware verandering begin. So familie, het jy al ooit 'n oomblik gehad waar jy 'n Bybelvers gelees het en dit jou so diep getref het, dat jy geweet het, God is nou besig om met my te praat? Is daar 'n deel van jou lewe waar jy toelaat dat die woord jou lees, om te wys wat binne in jou aangaan, wat moet verander? En maak vandag tyd om Hebreërs 4 vers 12 stadig te lees. En vra jouself die volgende: Here, wat sê U vir my oor Uself? Here, wat sê U vir my oor myself? En skryf dan dit neer op 'n stukkie papier, iewers waar jy dit kan bære. En jy sal verbaas wees, familie, as jy terugkyk, hoe duidelik God se stem gaan word deur sy woord. Wanneer ons sy woord begin bestudeer en na God se woord luister. So vra vandag die Heilige Gees dat hy jou sal help om oop te wees vir die wysheid, die waarheid en die lig van sy woord. Dat jy nie net sal lees nie, maar dat God se woord jou sal vorm, jou sal genees en jou sal verander. Net waar jy is, maak jou oë saam met my toe. Ek wil net vir ons bid. Here, vandag is ek so bewus van U kragtige woord. U woord wat nooit ledig terugkeer nie. Here, U woord wat vandag die diepste motiewe in ons kom oopmaak, kom losmaak. Nie om ons te vernietig of te beskadig nie, maar om ons te genees en heel te maak. En ek bid dat ons oop sal wees daarvoor. Here, kom sny wat moet wegkom en kom maak ons heel deur U Heilige Gees vandag. In Jesus se groot en heilige naam. Amen. So, familie, wanneer jy toelaat dat die woord jou lees, sal jy ontdek dat God se bedoeling nooit veroordeling is nie, maar altyd genesing. Ek hoop hierdie boodskap raak jou diep vandag. Ek hoop jy maak tyd om vandag Hebreërs 4 vers 12 te lees. Maar, tot môre, mag jy 'n baie lekker dag hê. In Jesus naam. Amen.